Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hier is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook verder elke episode kort genoeg hou dat jy daarna kan luister wanneer ook al jy 'n paar minute in jou dagboek het. Nou, ons gesels vandag verder oor die BTW toename wat die minister van Finansies in sy begroting verlede week aangekondig het. So, die van julle wat al die begrotingsrede of die budget review dokument gelees het, sal weet, die minister het aangekondig, vanaf 1 Mei 2025 gaan die koers met 0,5% op, en dan volgende jaar vanaf 1 April 2026 is daar nog 0,5%. Nou, die rede hoekom ek nog steeds hieroor wil gesels, alhoewel ons het reeds eintlik verlede week begin bespreek het, is dat sedert die begroting het dit duidelik geraak uit die media dat daar 'n hele paar permutasies is wat kan uitspeel. En dit is nie noodwendig gegee daar's heelwat van die partye wat deel van die regeringskoalisie is wat nie noodwendig met hierdie BTW-verhoging saamstem nie. So die vraag is, wat gebeur nou? So wat as hierdie koersverhoging aangekondig word in die begroting, of aangekondig is in die begroting, maar vir welke rede ook al gebeur het nie, of het word nooit goedgekeur nie. So kom ons begin en ons kyk 'n bietjie na wat sê die wetgewing. So as 'n reël probeer ek om nie uit die wetgewing te sit en lees op hierdie pot gooi nie, maar ek dink tog vir vandag se onderwerp is dit baie nuttig om presies te weet wat sê die wetgewing. So artikel 7.4 van die BTW-wet bepaal die volgende: indien die minister 'n aankondiging maak in die nasionale jaarlikse begroting, beoog in artikel 27.1 van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, so in Engels die PFMA, dat die BTW-koers beoog in hierdie artikel gewysig word. So as mens gaan kyk na die struktuur van artikel 7, begin hy deur te sê in artikel 7.1 dat BTW word gehef teen 'n koers van tans 15%. So ek interpreteer dit om te sê as daardie koers wat in artikel 7.1 genoem word, gewysig word, dan sê die res van artikel 7.4, word daardie wysiging van krag op 'n datum deur die minister bepaal in daardie aankondiging, so met ander woorde 1 Mei 2025, en bly dit van toepassing vir 'n tydperk van 12 maande vanaf daardie datum. En dan hierso dink ek is die deel wat ons nog sal moet sien hoe dit uitspeel, onderworpe daaraan dat die parlement binne daardie tydperk van 12 maande wetgewing deurvoer om aan daardie aankondiging gevolg te gee. So, wat hierdie bepaling, wat presies hy sê, ek gaan so 'n bietjie 'n paar hoeke daarop met julle deel, maar ek dink, miskien voordat ons na die bepaling of na die interpretasie hiervan gaan kyk, dalk net 'n bietjie konteks waar hierdie bepaling vandaan kom. En jy sal sien in heelwat van die belastingwette waar daar 'n koers is, vind ons 'n soortgelyke bepaling. So hierdie koersbepalings het almal rondom 2016 ingekom. En dit het 'n bekommernis aangespreek dat as die minister in die begrotingsrede 'n belastingkoersverandering aankondig, is daar daai aankondiging verander niks aan die wetgewing self nie. So tegnies, alhoewel daar 'n koers aangekondig is, as mens streng gesproke gaan kyk, as die wetgewing bepaal het byvoorbeeld dat dividendbelasting se koers 15% was en dit gaan op na 20% toe, die dag na die wetgewing of na die aankondiging gemaak is die wetgewing nog steeds die koers is 15%. En daar was 'n bekommernis om te sê, maar as die minister hierdie aankondiging sou gaan maak, wat is die regsmeganisme om hierdie aankondiging in die wetgewing in te kry, as deel van die wetgewing onmiddellik wanneer die aankondiging gemaak word. So
So dis die konteks waarin ons 'n hele paar van hierdie bepaling skrywe dan nou sê dat die koers by aankondiging vanaf 'n datum aangekondig in werking tree. En die wetgewing wat dan nou deurgevoer moet word om om uitvoering te gee aan hierdie aankondiging is dis tans net die Engelse wetgewing is die 2025 Draft Rates and Monetary Amounts and Amendments of Revenue Laws Bill. So as mens na daai konsepwet gaan kyk, hierdie voorstel vir die BTW koers om te verhoog sit in artikel 5 van die konsepwet. Goed, so terug na wat beteken dit? Ek dink daar's in my gedagtes twee scenario's wat hier kan uitspeel. Die een scenario, die koers is aangekondig en dit word later goedgekeur deur die parlement. Ek dink daai scenario het nou al 'n hele paar keer uitgespeel met byvoorbeeld die dividendbelasting koersverhogings en die uitwerking van artikel 7.4 is redelik duidelik om te sê maar vanaf die datum wat die koers aangekondig is, die effektiewe datum neem met effek en dit bly in plek as die nodige wetgewing binne 12 maande goedgekeur word. Die tweede scenario, en dit is vir my eintlik nog steeds nie so duidelik nie, is wat gebeur as dit nie goedgekeur word nie. So met ander woorde, as daai onderworpe aan vereiste nie aan voldoen word nie. Nou ek dink daar's waarskynlik twee maniere hoe mense dit kan lees. Die een sal sê maar die hele inwerkingtrede van die gewysigde koers is onderworpe daaraan dat dit goedgekeur moet word. So as dit dan nou nie goedgekeur word, dan vanaf 1 Mei die koers 15% gebly, maar dit sal ons eers terugwerkend weet of wanneer die goedkeuring dan nou nie gebeur nie. Die ander siening is waarskynlik dat die 15.5% sal geld totdat die 12 maande se einde aanbreek en is nie goedgekeur of dat dit nie goedgekeur word nie. Nou, volgens my is daar nog geen duidelike antwoord daarop, so ek dink die doel om die vraag in die pot gooi te vra is maar net om 'n bewustheid daarvan te kweek. Daar is iets wat miskien vir ons so 'n bietjie van 'n idee gee, alhoewel dit ook nie uitdruklik aanspreek nie. Soos in vorige jare toe die BTW-koers verhoog het SARS FAQ, Frequently Asked Questions, gaan uitreik. En hierdie dokument handel maar grootliks eintlik oor die spesiale oorgangsmaatreëls, soos wat ek in 'n vroeër episode reeds oor gesels het. Wat ook baie duidelik is aan hierdie dokument is hy is onderworpe aan 'n disclaimer wat sê dit wat in hierdie dokument is onderworpe aan die parlement se wetgewingsproses. So ek dink SARS is duidelik bewus van die bepalings van artikel 7.4, soos wat mense ook verwag hulle sal wees. Dit wat vir my dalk so 'n bietjie van 'n idee gee oor wat SARS se siening hieroor is die gids dui aan dat die wetgewing deurgevoer moet word om 'n permanente effek te hê. So sonder om dit uitdruklik te stel, lees ek hier in dat SARS miskien sê hulle siening is dat as die wetgewing nie goedgekeur word, die BTW-koers ten minste tydelik dalk kan opgaan en daai koers sê maar van Mei tot, kom ons sê ons kom in November en ons weet wat sê die finale wetgewing, dat daai koers tydelik dan nou gegeld het. Of dit presies is wat hulle bedoel met die permanente effek, dit is ek nou nie seker van nie. So ek dink, om saam te vat, ek dink daar's heel wat ons nog gaan sien uitspeel voor ons en waaroor daar nog 'n bietjie 'n debat gaan wees oor hoe lees 'n mens dan nou artikel 7.4 in die konteks van die verskillende scenario's wat kan uitspeel. Iets wat nou hier aan verwant is, wat ek miskien maar ook net wil noem, weer eens vir ondernemers wat daardeur geraak word, is dat, so ons het voorheen in verlede week ook gesê, daar's die teenvoeter vir die verhoging in die BTW-koers, is dat die lys van nulkoers voedselgoedere uitgebrei word, na sekere afval en daai tipe van produkte ook. Nou, die begrotingsrede en die budget review dokument sê dat hierdie nulkoers aanpassings gaan ook vanaf 1 Mei gebeur.
En dit word dieselfde ook in hierdie Draft Rates and Monetary Amounts Bill genoem. Die moeilikheid met dit is, en weer eens sal dit interessant wees om te sien hoe SARS dan nou uitvoering gee hieraan, is dat alhoewel artikel 7.4 vir 'n verhoging of 'n verandering van koersevoorsiening maak, dink ek nie artikel 7.4 maak voorsiening vir die uitbreiding van die lys van nulkoersgoedere nie. Ek lees dit as 'n baie nou bepaling wat slegs na die koers wat in artikel 7 genoem word, so met ander woorde tans die 15% verwys. So gaan dit beteken ondernemers moet dan in goeie trou nou maar die nulkoers gaan toepas, of gaan dit beteken dat daar's 'n aankondiging wat in die begroting gemaak is wat eintlik nie uitvoerbaar is nie. Weereens, ek dink mense sal moet wag en sien. Tyd sal waarskynlik leer wat SARS se posisie daarop is. So om op te som, die BTW-koers, daar's 'n aankondiging gemaak dat hy opgaan vanaf 1 Mei 2025, maar dit is nie so seker wat gaan gebeur en hoe lees 'n mens artikel 7.4 as daai verhoging nie goedgekeur word nie. Daar's saam met dit 'n verbreding van die nulkoerslewerings op voedselgoedere aangekondig, maar daar's nie 'n meganisme om hierdie wysiging op 1 Mei te implementeer sonder dat die wetgewing klaar goedgekeur word, wat hoogs onwaarskynlik is. En dit mag dalk ondernemers in 'n moeilike posisie los. Dis dit vir vandag se episode, meer vrae as antwoorde, maar ek hoop ek het jou iets gegee om oor te dink. As jy enige vrae het, opmerkings, miskien nog gedagtes oor hoe mense hierdie kan interpreteer, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die potgooi hou, gaan teken aan op jou gunsteling platform, like die potgooi op YouTube en vertel natuurlik vir al jou vriende en kollegas daarvan. Maar net weer herinnering soos altyd, niks in hierdie potgooi is belastingadvies nie, dis maar bloot vir inligtingsdoeleindes. Tot volgende keer. Totsiens.